toets. Kan julle hoor aanlyn? Kan julle hoor? Okay, reg. Goeiemôre, baie welkom. Dit is net soos die kerk, die voorste ry is altyd oop. Almal verkies agter, julle vat die woord letterlik, gaan sit agter, dan sal julle vorentoe geroep word, as wat julle voorsit en agtertoe gestuur word. Baie welkom hier in die Laagveld. Hierdie foto is Vrydag geneem aan ons mooi omgewing. Dis net as jy uit aan die ander kant van Duivelskloof, jy kan Sannie na die verte sien. Geen KE in die foto nie, alles natuurlik en in ons omgewing. Ons is dankbaar vir die mooi plek waar ons kan wees. So ons is hier in die noorde van die oostelike synode. Ons is die heel noordste gemeente Laagveld. Hulle het in 1979 afgestig van die noordelike synode en Mojadis Kloof is daar heel noord, alles oos van die N1. 'n baie mooi stuk geskiedenis wat 'n mens moet waardeer. Ons is nie net 'n paar boere wat besluit het ons wil 'n kerk hier bou nie. Dit is goed en die Here roep mense om dit ook te doen. Maar ons storie gaan terug tot in Jerusalem by die opstanding en toe die sendelinge wes gegaan en toe Ierland bekeer en toe die Ierse sendelinge Noord-Europa toe gegaan en toe die Nederlanders met die VOC begin die wêreld reis het hulle in 1652 in die Kaap aangekom en saam op daai skip was die NG Kerk gewees. 1665 is die eerste NG Kerk in Suid-Afrika gestig. Stellenbosch 1686, Swellendam 1798, Graafrenet 1792, en so het hy noord gegaan, Koolsberg 1826, Potch 1842, en dan Leidenburg 1849, Pretoria 1854. En 2 jaar voor Pretoria het Andrew Murray en Johannes Neertling van die Kaapse Kerk gestuur noorde toe, onder die eerste voortrekkers hierbo 'n kerk gestig en NG Soutpansberg, wat nou Pietersburg is 1852. So dis 'n ryk geskiedenis, die Here se genade oor 4 eeue heen. En wat wonderlik is Andrew Murray en Neertling, dit was ons spanne in Walroos gewees. Ons het 4 spanne gehad, Hofmeyer, Murray, Neertling en Brein. So dis deel van daai ou Kaap geskiedenis wat mense ook hier voortsit in die kerkbediening. Soek mekaar is 1917 gestig van Pietersburg af en waar jy vandag is, Laagveld, is 1929. Interessante stukkie geskiedenis, die eerste dominee Maree, sy dogter, was 2 jaar oud toe sy toe getrek het. En toe sy getrou het, hier uit, by ons kloof uit, het sy met Jan Maree getrou, wat die architect is van die Taalmonument, en dan ook die architect van die RAI, om ander bekende gebouwe. En dan is ons ook nou betrokken by Wolkberg, 1976. So Wolkberg het 'n 25 jaar boek, ons skryf hierdie jaar al 50 jaar boekie, en Laagveld vir 2 jaar skryf ons die 100 jaar boekie. As julle 'n boekie wil hê, is julle welkom om julle boekie daar te vat. Ek gaan net van my klank afsit, hier is nog feedback op my rekenaar, dat ek net gaan afsit. Vele geduld. So hoe die NG Kerk werk, ons sien die kerk as een kudde. Of jy charismaties is of katholiek, Afrikaans, as jy Jesus bely as Here, is jy deel van die een kudde, een herder van Jesus Christus. Maar wat die gereformeerdes gedoen het 500 jaar terug, in plaas van die paus bo en die mense onder, het hulle dit omgedraai en gesê die mag is op die grond by die mense. En hoe die kerk werk, is die kerk na die gemeente kan besluit te maak, en dan die ring, en dan die synode, so die mag kom van onderaf boontoe. En ons werk binne 'n ring waarvan ons die oudste is, en dan ons samewerkende gemeente Wolkberg is die jongste binne die ring. Toe ek 9 jaar terug hier begin het, was al 8,5 voltydse dominees, was nou op die oomblik soos ons staan, 1,5 voltyd, 2,5 voltydse dominees, maar was daar nog geen op pad, by Pallemorba. Maar baie dankie vir almal wat vandag moontlik gemaak het. En ons dink aan Pieter wat die krachtfonds opgesit het, die IT-span, almal wat betrokke is met die tafels, Mariet, Iselde en Karen, so baie dankie aan almal en vir julle ook wat vandag hier is. So 'n bietjie uit die boks uit dink, vandag moet ons ook kreatief wees. Ons moet dink aan nuwe planne, soos die Renaissance, die Italianers, baie nuwe planne uitgedink, Tweede Wêreldoorlog,
baie nuwe goed ontwikkel op Tweede Wêreldoorlog. Ons moet ordelik wees. Temperentia, een van ons deugdes om ordelik te wees. Ons moet 'n goeie wedstrydplan hê, saamwerk om te oorwin. Ons moet ook regverdig wees in wat ons sê, dan bo en behalwe alles, moet ons ook wys wees. Dit is belangrik om ook wysheid te kry. Nou, almal stel vir jouself doelwitte, dit is goed om vir jou doelwitte te stel en dit daarna te werk. Toe ek hier by Laagveld begin het, in 2019, 2 maande voor my dogtertjie wat nou 7 is, gebore is, toe sê ek wil 1000 Sondae hier doen. So 20 jaar, 50 Sondae, 'n jaar kan jy 1000 Sondae doen by die gemeente. En 2 jaar terug by ons beraad was ek 28% van die doelwit en die jaar gedraai het, Desember, Januarie 2026, toe sê ek 360 en dit was my laaste 9 uur diens hier so 360. Dit is 'n vol sirkel. Nou in ons wêreld werk ons met 100 is voltallig, 10, 100,000. Maar die Oostes en die Persiërs en ook meeste van die Oostese lande het met 60 gewerk. Dus kom 'n horlosie 60 minute en ook om 'n sirkel 360 was 'n vol getal gewees. So na 360 dienste het ek klaar gemaak hierso met my 9 uur dienste en ons het ons diens 8 uur geskuif. 361ste diens het ons begin by Wolperg ook. 'n Nuwe model wat aansluit by die veerkragtige en lewenskragtige opbou tema van vandag. 'n Mens moet planne maak om aan te pas. En in die kerk het ons dit ook nou onlangs gedoen. Vandag se tema, ons gaan praat oor lig, sluit baie goed aan by veerkragtigheid en lewenskragtige opbou. So waar ons nou is 37% van die doel en enige preek wat 'n mens maak, het jy 'n raamwerk. Enige werk wat jy doen, rekenmeester, ingenieur, HR, jy werk binne 'n sekere denkpatroon raamwerk en van die eerste troue wat ek gedoen het, begin ek gewoonlik met Psalm 9 vers 2. Wat sê ons is tydelik, ons is broos, maar die Bybel sê dis die enigste Psalm van Moses. Hy sê van ewigheid tot ewigheid is U God. En ons pas binne hierdie ewigheid, in hierdie tydelikheid van die ewigheid. So die Bybel begin in Genesis, waar die son en die maan geskep is, die begin van tyd. En die Bybel eindig met Openbaring, waar die son en die maan nie meer nodig is nie, die einde van tyd. En elke teks in die Bybel wat tussen hierdie inpas, en ons lewe waar ons ook kan inpas, is tussen die begin en die einde, Genesis en Openbaring. Maar wat is die hart van hierdie tydlyn? En vir Christene is die hart die evangelie. Vir Jode is dit die wet, vir moslems is dit die Koran, maar in hierdie tydelikheid is dat iets wat die hart is. En vir ons is dit die 4 boeke, Lukas, Matteus, Markus en Johannes. Dis die hart van hierdie ewige raamwerk waarbinne ons werk. Nou as 'n mens Sondag na Sondag iets moet skryf, iets moet sê, jy het baie tegnologie, hoe besluit jy waaroor jy praat? Laat ek net gou vir Thomas klere aantrek, verskoning daarvoor. Ons wonder nie hierdie wyf nie. Daar lyk ek netjies in. Ons is so geleer deur 12 jaar se skool, meeste van ons is universiteit toe, om 'n sekere manier te dink en te doen. Maar kinders wat nog jonk is, het 'n kreatiewe manier om te dink. En die vraag wat hulle vra, help ek om tekste te gaan soek wat vir hulle antwoorde gee en baie kreatief is. So ek gebruik my kinders op as 'n vorm van bron van inspirasie vir waaroor preek jy in die 31.102 verse in die Bybel. Nou, ry ons eendag met die 2 seuns agter in die kar. En ons het gepraat oor die man wat blind was in die kerk. En George vra in die kar, wat doen 'n ou wat nie kan blind en hoor nie? Hy kan nie sien nie, hy kan nie hoor nie. Nou verduidelik ek vir my 5 sintuie, en ek dink almal van ons hier kan dankbaar wees dat ons met al 5 sintuie wat werk. Dalk is daar een van julle wat een het wat nie werk nie, maar ons is nie bewus daarvan nie. Maar julle almal kan sien, julle kan hoor. En ek verduidelik, jou lewe gaan nog steeds aan. Jy moet meer vat en ryk en proe, maar daai 2 sintuie is die belangrikste om te werk. En toe sê sy boetie, ek kon dit ook verduidelik hê, die een wat 4 is. So vandag wil ek bietjie julle sintuie wakker maak. Julle almal kan 3 tomaties op julle tafel sien. En aan die einde die slot gaan elke tomate iets voorstel.
maar julle kan dit sien, julle kan dit ruik, julle kan dit proe, julle kan dit voel, julle kan dit hoor. Hierdie tematies kan jou sintuie wakker maak, en tematies vir alles goed om sintuie wakker te maak. So die tema vir vandag is sien en hoor. So in hierdie raamwerk van ewigheid tot ewigheid, Genesis tot Openbaring, waarmee Genesis begin, sluit Openbaring mee af. Die toegang tot die ewige lewe is weg, die toegang is verkry. Daar is so baie ooreenkomste tussen die twee boeke. En hoe wonderlik is dit dat Johannes die een is wat geroep is, wat gestuur is om die slot vir die Bybel te skryf. Jesus se disipel Johannes is uitgekies om 'n slot te skryf vir hierdie grootste topverkope boek wêreldwyd. En hy skryf in Johannes 9 en 10, skryf hy oor sig en oor hoor. En ek dink dit is so gepas vir veerkragtige en lewenskragtige opbou. So wat sê Johannes in hoofstuk 9 en 10? Jesus praat met die Fariseërs, hy praat met die Joodse leiers, die ouens wat in beheer is van die godsdiens en die nasie Israel, die uitverkiesde volgens die Bybel. Jesus praat met hulle, en hy sê vir hulle, julle is blind, julle is doof. Hulle is veronderstel om die herders te wees en om alles te verstaan en goed te bestuur. En dan sê Jesus vir hulle, maar julle hoogmoedigheid, julle hardkoppigheid, julle selfsugtigheid maak julle blind en doof. En hulle was ook eintlik gevoelloos. Hulle het dit gebruik as 'n bron van inkomste in plaas van om die nasie te dien. So vandag fokus ons op sien en môre fokus ons op hoor. Sien is glo. Johannes 9 is 'n fisiese genesing van sig, 'n geestelike genesing van sig, want die ou het geloof ook gekry, en die ou is naamloos, so ons kan onsself in hierdie persoon se lewe sit. Maar kom ons kyk eers, wat sê die Bybel van blind? Blind is iets wat nog deur al die tye deur mense is. 85 tot 90 keer in die Bybel lees ons van die tema blindheid. Exodus 4 is die eerste keer wat ons lees van blind. En die Ou Testament was gevolg en oorsaak. As jy goed doen, dan seën God jou. As jy verkeerd doen, dan straf God jou. Dit was 'n formule wat meestal gewerk het. Wie maak stom of doof of sienende of blind? Is dit nie ek die Here nie. So God het almag. Hy kan toelaat dat iemand blind is. Hy kan iemand blind maak. Hy kan iemand laat sien. Elke mens wat gebore is, wat kan sien of kan hoor, is so gemaak deur die Skepper volgens die Christelike geloof. Die laaste keer in die Bybel wat blind voorkom is wanneer dit praat van 'n gemeente in vandag Turkye, wat sê die gemeente is ellendig, arm, naak en blind. Die gemeente het nie geestelike insig nie. Ou Testament het die woord iwer in Hebreëus. Dit beteken blind en die stam van die woord is vel of bedekking. Dit is 'n bedekking wat oor jou oë is, dat jy nie kan sien nie. Fisiese blindheid. Levitikus 19:14, jy mag gedowe nie vloek nie. Iemand wat nie kan hoor nie, daar's nie 'n punt om te vloek nie. En voor die blinde geen struikelblok lê nie. Jy mag nie mense wat benadeel is met blindheid se lewe nog moeiliker maak nie. Die Nuwe Testament is nie net fisies blind nie, maar dit praat ook metafories oor blind. So die woord tyflos word gebruik vir iemand wat fisies nie kan sien nie, maar ook 'n geestelike toestand het wat blind is, soos Jesus wat in Johannes 9 en in Matteus 23 sê, wee julle blinde leiers, pas op julle wat blind is. Nou wat het jy nodig om te kan sien? En dis een van die groot temas in die Bybel, lig. Dit simboliseer God se teenwoordigheid, sy waarheid, sy redding, en die kontras van lig is duisternis, sonde, onkunde, korrupsie, goed wat jy verkeerd doen, wat ander mense verkeerd doen. Nuwe Testament vat die idee van die skepingslig in Genesis en skuif dit na 'n persoon toe as die bron van geestelike sig, van insig, van waarheid, van verligting. Nou Johannes 8 praat Jesus en hy sê vir hulle, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En dan sê hy ook, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak, so die lig en die waarheid gaan saam. En dan praat Jesus op 7 maniere, maar hy sê ook die God wat in die brandende bos, gewoonlik in die Bybel as God verskyn aan mense, is daar altyd lig betrokke. God wat in die brandende bos in Exodus aan Moses verskyn het, dan vra Moses, wat is jou naam? Dan sê hy, ek is wie ek is. En nou sê Jesus in Johannes 8 keer ek is. Die een keer sê hy is voor Abraham gewees, hy is ewig, maar dan ander kere is elke keer 'n storie en 'n ek is uitspraak. En daar's een met sig en daar's een met hoor. So in die Ou Testament het God homself aan Moses geopenbaar
Eje Aser Eje, ek is wie ek is. En dan gebruik Jesus dieselfde patroon en hy sê die God wat aan Moses verskyn het, is die God wat nou mens geword het. Hy is die brood van die lewe. Dit gebeur in Johannes 6, die wonderwerk van die 5000 mans en vrouens en kinders wat gevoed was, die brood van die lewe, ons moet hom inneem, ons moet gevoed word, ons kry ons krag. Ek is die lig vir die wêreld, in Johannes 8 en 9, ek is die ingang vir die skape, die deur, Johannes 10, ek is die goeie herder, Johannes 10. So ons kyk vandag na Jesus wat sê, ek is die lig vir die wêreld, ek maak dit moontlik vir mense om te sien. Johannes 9 begin met die ou wat blind gebore is, en dan ook vers 39 tot 41, dieselfde persoon wat geestelike sig, wat geloof ook kry. Johannes 9 getuig van die geestelike verligting wat Jesus bring in die eerste eeu en ook vandag. So dit is die toneel, dis in die tempel, dis op 'n Sabbat, en hier's 'n blinde bedelaar. En hy vra nie vir Jesus nie, maar Jesus het hom gesien. En hy het gesien, die ou is fisies blind, maar hy het ook geweet, hy is geestelik blind. Kom ons lees en ons kyk wat sê die teks vir ons vandag. Hoofstuk 8 sluit af met die Joodse leiers wat hom wou stenig, Johannes 6:66. Hieroor het baie van sy disippels teruggedraai en nie meer saam met hom rondgegaan nie. So jy hoor mense wat blind is vir Jesus, hulle wil hom doodmaak, hulle los hom, hulle loop weg van hom af. En dan praat Jesus in Johannes 9 van geestelike sig. Opskrifte, al drie fokus op die man wat blind gebore was en die ou wat genees word en hy's van geboorte af blind. Kom ons lees van vers 1. En toe Jesus verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. So dit word genoem dat van hy gebore, daar's nie 'n ongeluk nie, daar's nie iets wat gebeur het nie, van hy gebore is, was hy blind. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers dat hy blind gebore is? Die disippels wil dadelik fout vind. Hulle kyk na die probleem en hulle wil vinger wys en dis wat ons as mense ook baie doen. Die eerste punt is Jesus se antwoord. Hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. Ons moet nie net oor die probleem vaskyk en vinger wys nie. Ons moet die werk doen wat gedoen moet word. Dis nie die persoon se sonde dat hy blind is nie, dis algemene sonde van die wêreld, die gebrokenheid dat die ou blind is. God het dalk toegelaat dat hy blind is, God het hom nie blind gemaak nie. Maar ons moet vaskyk in die werk, nie in die probleme nie. Vers 4. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is, want die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Ons is gelukkig om met lig en elektrisiteit en rekenaars en karre nog in die nag te kan werk, maar in die Bybelse tyd, as dit nag is, dan moet jy in die huis wees, toesluit, want dan is die rowers buite, dis pikdonker. Jesus praat hier van die tydelikheid van wat ons doen. Ons moet nie dink ons gaan vir ewig aanhou elke dag met wat ons doen nie. Daar is 'n tydelikheid in wat ons doen, in Jesus se aardse bediening, maar ook in ons wat ons doen. Ons moet ook dink, ons is nou in die dag wat ons goed kan doen. Eendag gaan ons nie meer kan nie, en dan moet alles nog aangaan. Die derde punt, solank as ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Wat is ons bron van lig? Wat gebruik ons om ons te inspireer? Wat gebruik ons om insig te kry? Jesus wat sê ek is die lig. En wat gebeur in die verhaal vers 6? Jesus spoeg op die grond, hy vat klei, hy vee dit op sy oë en hy sê vir hom, gaan was dit by die badwater, so hy moet deur die dorp met klei op sy oë. Dit is simbolies van God wat geskep het, 'n mens uit grond uit wat weer skep. En die wonderwerk is, hy het sien dit teruggekom, hy kon weer sien. Dit is die groot wonderwerk wat hier gebeur. Nou vers 8 tot 34, toe vra die Jode vir hom, maar wie is die ou en hoekom het hy op die Sabbat? En hulle vra sy pa, sy ma en hulle, al wat die ou sê is of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek, dat ek blind was en nou sien ek. So die ou was deur baie trauma en hy was geban uit die sinagoge uit. Hulle het hom uitgeskop, omdat hy genees was op 'n Sabbat. Nou word hy uitgeskop uit die sinagoge. So dit was die fisiese blindheid. Nou kyk ons, wat sê Jesus van geestelike blindheid? Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het. En toe hy hom kry, sê hy vir hom, glo jy in die Seun van God? Hy antwoord en sê, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het hom gesien. Onthou, vroeër die dag kon hy nie sien nie. Jesus sê vir hom, jy het hom gesien. En hy wat met jou spreek, die Grieks daar met,
God wat met ons werk, meta in Grieks, met in Afrikaans, God wat met ons werk, wat met ons praat, wat ons sien in ons lewe, in die werke, dit is hy, dit is Jesus. En nou die vierde en die laaste punt is, die geestelike insig wat die ou kry. Toe sê die blinde man, naamloos, ons ken hom net as 'n bedelaar by die tempel, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Die woord Here, Kyrie, is waar die woord kerk vandaan kom, die wat aan die Here behoort, aan die een herder, die kudde van die Here. Hy het geestelike sig gekry. Nou sluit Jesus af die hoofstuk en hy sê, ek het tot 'n oordeel gekom in hierdie wêreld, die wat nie sien nie mag sien, en die wat sien mag blind word. Jesus wat die eerste eeuse situasie van Israel op sy kop draai, en dit ook wêreldwyd uitvat. Die Fariseërs, nog steeds hoogmoedig, selfsugtig, hardkoppig, wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, is ons dan ook blind? Hierdie was die slimste van die slimste, en hulle dink, Jesus sê, ons is blind, maar ons kan sien. Jesus antwoord hulle, die laaste vers, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie, maar nou sê julle ons sien, daarom bly julle in sonde. So dis die sonde wat hulle voor blind is, en dat hulle nie sien dat hulle 'n redder en 'n versoening van hulle Skepper nodig het nie. So dit is waar ons vandag afsluit, Jesus wat praat oor sig, en dan wil ek 'n praktiese oefening vir julle gee. Ek sluit af met die idee van Genesis 1 vers 3. Die eerste wat geskep is in die Bybel op dag 1 was lig. Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Dag 2 was die hemel, dag 3 was die aarde, maar hy het die lig geskep op dag 1. So hierdie gele moet jy vandag laat dink aan die lig, en hoe is die lig sigbaar in ons lewe en ons werke en ons take. Dit is die krag, dit is die energie, dit is die insig, dit is die goddelike teenwoordigheid. 'n Mens kan daarlank praat oor hierdie lig. Die tweede een is die tematie wat so 'n bietjie geel het, maar ook duisternis het. En dit laat ons dink aan Johannes 1, waar Johannes skryf, Jesus, die lig skyn in die duisternis, dit het dit nie oorweldig nie. Die woord het vlees geword, onder ons kom woon, ons het sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid soos van die enige gebore, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Hoe die lig nodig is om te skyn in ons lewe, om op die duisternis uit te dryf. En die derde een, die rooi tematie op jou tafel, dit is God se liefde, die bekende Johannes 3 vers 16-17, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, as offer, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, die ewige lewe kry, en dan Johannes 17, hy het sy seun gestuur, sodat ons ook gered kan word, dat ons geestelike insig het, dat ons kan sien hoekom ons die Here nodig het, en hoekom ons versoening nodig het, en hoekom ons in die evangelie glo. So jou taak is, ons gaan nou in pause, of deur die laasvolgende 2 dae, dink oor die goed, oor lig, oor liefde, en die lig wat die duisternis wegvat. As jy niks wil doen, kan jy dit uit die venster uitgooi, of jy kan dit eet, jy kan dit los, maar as simboliek van gebed, dit wat jy voor jou sien, as jy meer lig het, gooi die lig in die glasbak, en dan sê jy in 'n gebed, Here, ek het meer van die lig nodig, of ek wil duisternis, en noem dit op die naam, wat jou pla, die duisternis, jy wil dit laat uitgaan, vra die Here om sy lig in jou hart te skyn, die gees wat die duisternis laat uitvat, en dan, as jy voel jy het meer van die Here se liefde nodig, gooi die rooie in, en sê, Here, ek wil meer van die liefde die jaar beleef, wys my, lei my, ek het dit nodig. Mariet het gister vir julle baie lekker pizza gemaak, dis nou heeltemal op die ander punt, met liefde, kos gemaak, julle moet dit geniet. Kom ons sluit af, en ons bid saam. Here Jesus, ons dankie vir vandag, ons prys U dat U die lig vir die wêreld is, die enigste een wat ware sig gee, dankie vir al die bronne van lig in ons lewe, U is wysheid wat ons inspireer, dankie dat ons nie in die donker is nie, en dat ons nie struikel oor ons eie foute nie, help ons dat ons op die regte pad sal stap. Here, ons bely dat ons dikwels dink, ons sien alles, ons verstaan alles, maar soms is ons blind vir U werk en die koninkryk en die nood van die mense rondom ons. Reinig ons harte van ons selfsug en hoogmoed. Mag ons die seën tydens hierdie beraad ontvang, mag ons insig kry, wysheid, waarheid, krag en vrede.
Here, mag ons oë U genade raak sien, ook in die alledaagse. Iets eenvoudig soos dat ons kan hoor, dat ons kan sien, dat dit ons ook dankbaar maak. Mag ons ook met deernis kyk na ander mense, mag ons die goddelike perspektief raak sien in die werk wat ons doen. Mag ons as mense van die lig elke dag leef. Here, U is ons lig en dankie dat ons U lig ook mag weerkaats. Amen. Dankie. Baie dankie. Ons gaan vir Dis nog nie 'n voelende keer